So verbeel jou vir 'n oomblik, daai eerste koppie koffie wat stoom as jy in die oggend wakker word. Daai koppie koffie wat vir jou wag in die kombuis op 'n koue wintersoggend. Dink aan daai knoffelbrood wat jy van die vuur afhaal en as jy die folie oopmaak, dan slaan die reuk jou. Dink aan daai blokkie donker sjokolade wat jy breek en in jou mond sit. Dink daaraan dat jy vir jouself 'n whisky ingooi, dat jy dit op jou tong proe. Maar wat gebeur met al hierdie goed as ons dit klaar gesluk het? Dit hang 'n smaak rond. Hulle het almal 'n nasmaak, 'n aftertaste. Ons proe dit lank nadat ons dit gesluk het. Dit is hoe nasmaake werk. Dis hoe party kosse werk. Dit is hoe Johannes se evangelie werk. Want Johannes maak klaar in hoofstuk 20. Maar dan skryf hy later hoofstuk 21 by, want hy wil iets met hierdie storie van Jesus doen. Hy wil vir ons wys wat Jesus met mense doen. So kom ek lees vandag saam met jou Johannes 21. Want in Johannes 21 staan die disippels langs die see van Tiberias. Daar's net 7 van hulle. Judas is obviously nie meer daar nie, maar 2 noem hulle glad nie. En die idee hiervan is dat ek en jy onsself in hierdie storie moet inlees. Ek en jy kan hierdie 2 disippels wees wat nie genoem word nie. En terwyl hulle hier langs die see staan, dink hulle terug, want hulle het nou al 2 keer met die opgestane Jesus te doen gehad. Jesus het uit die dood uit opgestaan, en terwyl hy by hulle is, ontmoet hy hulle net in die bovertrek, daar waar hulle self gaan toesluit. Elke keer as ons lees hoe Jesus homself vir hulle wys, dan is hulle in die bovertrek waar hulle afgesonder en veilig is. Maar nou sit hulle langs die see van Tiberias en hulle wonder, wat moet ons nou met ons lewens doen? Jesus het nou 2 keer homself vir ons gewys, maar wat nou? En Simon Petrus sê dan die volgende in Johannes 21, ek lees van vers 3 af. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan saam met jou, sê hulle vir hom. En hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is hy nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit. Dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal, en hy het in die water gespring. Nou vandag gaan ek 'n klomp vreemde gedoen. Een van die goed wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou die Grieks wys. Want Johannes is 'n baie slim skrywer. Dit gebeur, hierdie evangelie van Johannes is anders as die ander evangelies. Matteus, Markus en Lukas, die sinoptiese evangelies, gebeur hier op die aarde. Die skrywers staan op die aarde en hulle kyk op na Jesus, op na die hemel en vertel vir ons wat hulle beleef. Johannes sit in die hemel en uit 'n visioen uit vertel hy vir ons wat hy hier op die aarde sien afspeel. Daarom begin hy so vreemd. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes wil hê ons moet 'n totale ander prentjie kry van wie Jesus is, maar ook wie hy ons maak om te wees. En een van die goed wat Johannes baie prominent doen, is hy skilder vir arme Petrus in 'n baie vreemde lig. Nou kom ek en jy reis vandag deur hierdie evangelie om te kyk, wat sê hy van Petrus? Petrus van wie ons so baie weet. Petrus wat die eerste kerk gestig het. Petrus wat Jesus vir hom sê, op jou gaan ek my kerk bou. Wat gebeur met hierdie besonderse man in hierdie besonderse evangelie? Nou heel eerste, is dit sy broers. Sy broer Andreas wat hom aan Jesus voorstel. Sy broer wat vir Jesus sê, Jesus, hier is my broer, en sy naam is Petrus. En Jesus sê vir hom in Johannes 1, jy is Simon, die seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word. Nou Sefas beteken rots. En dit is eintlik ironies, want deur Johannes die evangelie skilder hy 2 prentjies van mense saam met Jesus, die geliefde disipel, hy self, maar hy noem nie een keer sy naam nie, hy praat net van homself as hierdie wonderbaarlike getroue diensknegt van God. En Petrus, rots, Sefas, die een wat die begin van die kerk is, maar wat niks reg kry nie. Dan die tweede ding wat ons van Petrus lees is in Johannes 13, is by die laaste avondmaal, as Jesus en sy disippels saam aan tafel sit.
En Jesus sê, ek gaan julle verlaat, en Petrus spring op en hy sê, Here, waar u gaan, gaan ek. Dat hy sê, u sal nooit in alle ewigheid my voete was nie. Twee simpel goed om te sê, maar wanneer Jesus homself aan hom openbaar daar aan die etenstafel, dan sê Petrus vir hom, Here, was dan nie net my voete nie, maar ook my hele lyf. Want ons lees al hoe meer, Petrus is verskriklik impulsief. Hy is nie iemand wat rondsit en wag nie, hy doen, hy tree op. Net soos wat ons hier in hierdie teks beleef, die disippels is teen mekaar. Hulle het nou 2 keer vir Jesus gesien, Jesus het vir hulle gesê, nou gaan dinge verander, en dan gaan die lewe aan. En hulle sit daar langs die see van Tiberias en wonder, wat maak ons nou met ons tyd? En Petrus sê, wel, ek gaan doen wat ek ken, ek gaan visvang. Dis wie Petrus is. Petrus wag aktief. Baie van ons, ek en jy, kan dalk baie dikwels passief wag, as ons bid vir iets, as ons vra vir iets. Selfs as iets net moet gebeur, dan lê ons en ons rus. Ons raak dalk depressief en ons lê en ons lê en ons het lus vir niks. Petrus sê, julle kan lê as julle wil lê. Ek gaan visvang. En dan lees ons in Johannes 18 dat Petrus sy swaard uittrek in die tuin van Getsemane, daar waar die Romeinse soldate kom om vir Jesus te vang. En hy skap die slaaf Malchus se oor af. En Jesus stop hom en hy sê, Petrus, sit jou swaard terug. Dis nie nou die tyd hiervoor nie. Petrus doen. Maar Petrus doen baie dikwels verkeerd. Dieselfde Petrus wat so gretig is om vir Jesus te verdedig, wat sy swaard uitblik en Malchus se oor afkap. Hy glip in en kruip weg daar in die hoofpriester se binnehof, om te sien wat hulle nou met Jesus gaan doen. So braaf is hy. Totdat iemand vir hom sê, is jy nie een van hierdie man se volgelinge nie? 3 keer maak Petrus of hy Jesus nie ken nie. 3 keer sê hy nee, met hierdie man het ek niks te doen nie. En dan vlug hy. Dan hoor ons nie weer van Petrus nie, ons sien nie weer vir Petrus nie, tot nadat Jesus gesterf het en opgestaan het. En dan lees ons selfs as Jesus aan die kruis hang, dat Petrus nie daar is nie. Die Petrus hardloop weg hier as hy vir Jesus verloon het. En hy is net eenvoudig weg. Ons lees in Johannes 19 vers 25, by die kruis van Jesus het sy moeder gestaan, en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel vir wie hy lief was. Dis al wie genoem word. Hier by die kruis, in Jesus se donkerste oomblik, is net Johannes daar. Petrus en al die ander getroue volgelinge van Jesus het verdwyn. Hulle kruip weg. En hulle kruip 'n rukkie weg. Totdat hulle natuurlik hoor, die vrouens sê, die graf is leeg. En dan lees ons 'n baie komiese verhaal. Ek gaan dit vir jou lees in Johannes 20. Want Johannes en Petrus hardloop na die graf toe. Johannes sê baie duidelik vir ons hoe hulle hardloop en hoe stadig Petrus is, en dat hy wat die geliefde disipel is vir Petrus wen. Hy vertel vir ons dat hy hierdie reis wen en eers by die graf kom, maar hy vertel dat Petrus eerste ingaan. Al is Johannes, die geliefde disipel, die eerste een wat glo en sien. Kom ek lees vir jou Johannes 20, vers 3 tot 9. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf uitgekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. Hy het dit ook gesien en hy het geglo. Nou, Petrus is impulsief. Hy doen sonder om te dink, en Johannes wil vir ons hierdie prentjie skep. Tussen my en Petrus is daar nie vergelyk nie. Selfs as ons graf toe hardloop, dan hardloop ek vinniger as Petrus. Selfs Petrus wat eerste ingaan, glo nie voor ek geglo het en gesien het nie. Maar dan lees ons verder in Johannes 21, in hierdie laaste hoofstuk van die evangelie, in vers 7. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here.
En toe Simon Petrus het hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was skaal en hy het in die water ingespring. Weereens doen Petrus onmiddellik sonder om te dink, maar wat hy nou doen hy anders. Hoekom trek hy sy hemp aan voordat hy na Jesus toe hardloop? Van dalk vat hy alles wat hy het en hy is reg om Jesus tegemoet te kom. Hy hardloop nie weer vir sy verlosser weg nie. Hy hardloop nie weer van Jesus af weg nie. Hy vat alles wat hy by hom het en hy gaan vir Jesus tegemoet, want hy is reg om te doen wat ook al Jesus van hom vra. Maar dan lees ons ook verder in hoofstuk 15 of vers 15 dat daar 'n interessante gesprek tussen Jesus en Petrus plaasvind, want intussen sê Jesus 'n klomp woordgoed oor brood en oor vis en hy maak vir hulle kos en hy gee vir hulle om te eet. Maar dan gebeur daar 'n baie vreemde gesprek tussen Petrus en Jesus. En ek wil hê jy moet baie mooi luister wat vandag hier in hierdie teks gebeur. In Johannes 21 vers 15 lees ons: Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Toe sê hy vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra toe vir hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Toe sê hy vir hom: Pas my skape op. Jesus vra toe vir hom vir 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei, dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil gaan, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: Volg my. Nou voordat ek en jy 'n bietjie in hierdie teks indelf, want dis die teks vir vandag. Kom ons kyk na twee Griekse woordjies. Jy weet dat daar meer as een wisselterm vir liefde was in die Grieks. Ons is lief vir alles. Ek is lief vir my hond, ek is lief vir my kar, ek is lief vir Luka, ek is lief vir Anja, ek is lief vir God. Alles dieselfde woord. Maar is ek dieselfde lief vir God as wat ek vir my iPad is? Nee. En daarom het die Grieks geonderskei tussen al hierdie verskillende soorte liefde. En twee van hierdie terme is agape en phileo. Nou phileo is 'n woord wat vir vriendskap gebruik word. Jy het phileo gehad vir jou vriende, die mense rondom jou, die mense saam met wie jy leef en funksioneer. Jy was getrou aan hulle, lojaal teenoor hulle. Maar dit het perke gehad. Want jy moet vir jouself sorg. Agape is die liefde wat vir God gebruik word. Dit is altyd wat God doen. Dis 'n liefde wat opoffer, wat iets vra, wat gee dat jy minder moet wees en die een wat jy bedien meer moet wees. So hou hierdie twee woordjies in gedagte en dan lees ons weer deur hierdie teks. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, agapas jy my? Agapas is 'n wisselterm van agape. God se liefde. Het jy my lief soos wat ek jou lief het? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U philo. Nie agape nie. Phileo. U weet dat ek U lief het soos 'n vriend. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra toe weer tweede keer vir hom: Simon, seun van Johannes, agapas jy my? Het jy hierdie goddelike liefde vir my? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U philo. U weet dat ek U lief het soos 'n vriend. Toe vra hy vir hom, toe sê hy vir hom: Pas my skape op. Jesus vra vir hom vir 'n derde keer: Hier, Simon, seun van Johannes, phileis jy my? Nie meer agape nie. Nou is dit phileo. Jesus vra vir hom vir 'n derde keer: Het jy my lief soos wat jy jou broers of jou vriende lief het? Ten minste dit. En omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het.
wat ek die filet oor. En toe sê Jesus vir hom, laat my skape wei. Nou, ons kan 'n klomp goed sê oor hierdie teks. Die slim mense sê 'n klomp goed. Party sê hierdie twee woorde is gewoon wisselterme. Hulle gebruik dit maar om te ewe en dit kan net eenvoudig nie wees nie. Want daar is 4 woorde vir die liefde en hulle word baie pertinent op verskillende plekke, op verskillende maniere gebruik. Maar wat hier gebeur is eintlik ongelooflik. Een van die goed wat gebeur is God vra vir Petrus 3 keer, het jy my lief? Soos wat Petrus 3 keer gesê het, ek ken hierdie man nie. Maar dit gebeur op 'n ongelooflike manier. Jesus vra vir hom, Petrus, het jy my lief soos wat ek jou lief het? En Petrus sê, Here, u weet, ek het u lief soos 'n vriend. Here, ek sukkel met hierdie liefde. Laat my lammers wei. Petrus, het jy my lief soos wat ek jou lief het? 'n tweede keer. En Petrus sê, Here, u weet dat ek u lief het soos wat ek hierdie mense rondom my lief het. Here, ek sukkel. Daar's 'n stuk skaamte in Petrus se gemoed. Hy weet wat hy gedoen het. Hy weet dat hy impulsief optree as Jesus nie wil hê hy moet optree nie. Hy weet dat selfs al trek hy sy swaard uit en kruip weg in Kajafas se voorportaal, hy weghardloop sodra mense van hom vra of hy vir Jesus ken. Hy weet dat hy die hele kruisiging gemis het, dat hy bang gesit en wegkruip het in 'n kamertjie. Dat hy nie as eerste by die graf kon kom nie, want Johannes het hom gewen. Maar Jesus vra 3de keer vir hom, Petrus, het jy my lief, soos wat jy jou broers lief het? Wat doen Jesus? Jesus buig af, en hy kry vir Petrus waar Petrus is. Jy sou dink, nadat Jesus uit die dood uit opstaan, selfs anders lyk 'n verheerlikte liggaam het, skielik by sy disippels verskyn, nou skielik hier langs die strand saam met hulle is, dat Jesus sou sê, nou moet julle twak stop. Nou kan julle sien dat ek die koning van die heelal is. Nou moet julle reg wees om te doen wat ek van julle vra. Maar dit is nie wat Jesus doen nie. Hy buig 'n 3de keer af na Petrus toe en hy sê vir Petrus, het jy my lief soos wat jou broers lief het? En dan is Petrus ontstel. Maar Jesus kry hom waar hy is. En Jesus sê dan vir hom, Petrus, jy is die rots waarop ek my kerk gaan bou. Jy is wie ek jou gemaak het om te wees. Volg my. Nou, hoe dikwels het jy al gesê dat jy die Here lief het en dan gaan doen jy net totaal die teenoorgestelde. Jesus sê vir jou, volg my. Hoe dikwels het die wêreld al vir jou gesê presies wat jy werd is. Hoe min jy werd is. Hoe min jy verdien. Eintlik soos wat Johannes met Petrus maak vir ons sê, hierdie man is eintlik 'n bietjie treurig. Jesus kyk jou in die oë en hy maak jou mens. Jesus kyk vir Petrus in die oë en hy vra 3 keer vir hom, Petrus, het jy my lief? En hiermee sê hy vir hom, Petrus, vergeet alles wat gebeur het. Jy is myne, vir jou wil ek gebruik. Die Here sê vandag vir jou ook, ongeag hoe jy oor jouself dink, ongeag hoe jou storie lyk, ongeag wat jy dink jy werd is. Volg my. En kom ek en jy wees vandag getrou. Trek ons hemde aan, vat alles wat ons het en gaan Jesus tegemoet, want Jesus wil elke een van ons in sy koninkryk gebruik. Amen. Here, dankie dat ons kan terugdink en selfs in u storie 'n stukkie humor kan raak. Here, dat Johannes vir ons sê, hy en Petrus hardloop graf toe en hy is 'n bietjie vinniger as Petrus, so hy kom eerste by die graf uit. Petrus kan nie eens hom wen om u liggaam te gaan soek nie. Here, ons is baie keer hierdie Johannes wat maak of ons beter is as almal, maar wanneer ons stil staan, wanneer ons na onsself kyk, dan besef ons is elke keer maar net Petrus. Here, die een wat sukkel, wat partykeer te impulsief is, maar wanneer dit belangrik is, nie die mas kan opkom nie. Wat weghardloop, wegkruip
Here, dankie dat U ons kom haal. Here, dat U op U hurke by ons kom sit, na ons vlak toe afdaal, en vir ons sê, jy is myne. Ek het jou lief. Volg my. Here, leer my vandag hoe dit lyk om U te volg. Amen.